Goeiemôre hier op die 9de Januarie, Vrydagoggend. En welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Dis die eerste een vir die oggend. Ek sê vir julle, ek het gisterand gesukkel om te slaap. Ek het so 'n mini maagseer ontwikkel. En is nie 'n grap nie. Ai. Ek het 3 sulke pilletjies gebruik deur die nag net om aan die gang te kom. Maar ek voel nou 'n bietjie beter, so rukkie na die 3de ene. Maar nou ja, kom ons kyk wie kom op ouder gewoonte hier op Koffie met Brood. En ek moet regtig belê in 'n beter bril, né? Yesterday. En nie wat sê jy? Goeiemôre. Sê. Pieter, goeiemôre. Ek weet as 'n klompie mense wat opkom en as 'n klompie mense wat opkom en wat nie kan kommentaar lewer nie. Maar soos wat ek al 'n paar keer gesê het, nee, daar's niks wat ek aan kan doen nie. Ek het deur hierdie goed se kodes goed gegaan om te kyk of ek kan jy weet, vir die mense opkry, maar wil nie werkie, soos hulle sê, het wil nie werkie. Wie se profielfoto is daai? Lyk bekend, maar seker lanklaas gesien, miskien ook nie, ek weet nie. Maar in elk geval, welkom hier by Koffie met Brood. Kom ons gaan 'n bietjie deur die wêreldnuus, kyk wat in Amerika en in Suid-Afrika gebeur. Die voëls, is die voëls natuurlik die duine. Hoe lyk dit daaraan? Swak op. In elk geval, die rede hoekom ons so fokus op verskeie lande, is omdat hierdie lande speel 'n groot rol vorentoe vir ons. En my fokus is meestal op 2 lande. Dit is gewoonlik Duitsland en Amerika. En die rede hoekom my fokus by hierdie 2 lande is omdat in die profetiese woord van Siener van Rensburg hierdie 2 lande prominent genoem word, soos wat Siener hulle beskrywe. En daarom fokus ons op hulle. En wat in daardie lande gebeur is vir ons van baie belang, want dit gaan vir ons wys hoe die dinge vorentoe gaan lyk. Ons vat byvoorbeeld die Venezuela insident in Amerika. Die manier hoe die Suid-Afrikaanse regering hulle monde uitspoel teen Amerika. Die manier hoe die Suid-Afrikaanse kommunistiese party optree teen Amerika, waar hulle byvoorbeeld in Pretoria weer 'n protesaksie gehou het buitekant die Amerikaanse ambassade. Dat Amerika moet uit Venezuela uit en al sulke goed. Dan vra jy die ousie by hierdie protes, hoekom protesteer sy? Dan sê sy vir jou goed soos, Maduro word hier in Pretoria in gevangenskap gehou. Waar kom hulle daarin? En ek het dit al 'n paar keer op Koffie met Brood gesê, daar's 'n segment van hierdie samelewing, nie ons samelewing nie, daardie samelewing, wat totaal en al onnosel is. Hulle is eenvoudig onnosel. En dit is waarmee ons sit. Nee? Sal net nou weer by Suid-Afrika uitkom. In hierdie Venezuela optrede het hulle nou 2 olietankers geonderskep, die Amerikaners, hulle die Bella 1 geonderskep, dit het ook 'n ander naam, en die Sofia, die Bella 1 is in die Atlantiese Oseaan geonderskep, en die Sofia is geonderskep naby die Karibiese eilande, waar hierdie olietankers probeer wegvlug of wegkom van Venezuela af, met olie na ander lande toe, sodat Venezuela weer kan geld inkry. Dit is wat daar die kartelregering daar nou probeer doen het, maar die tankers is onderskep. Nou, die een tanker, die Bella Sele, is nie 'n Venezuela tanker nie, maar 'n Russiese tanker. En daar was selfs 'n duikboot en nog ander vloothulp vir hierdie tanker,
maar die Russe het niks gedoen nie, hulle het dit gelos. En Trump se woordvoerder, media woordvoerder, Caroline Leavitt, sy het gesê dat hierdie tankers het valse vlae ook gevlieg. Hulle is nie Russiese tankers nie. So Trump is baie, baie ernstig wanneer hy sê dat hy gaan Venezuela se olie beheer, wel seker tot hy dood is. Jan, goeiemôre. Want hy raak ook al oud. En 'n ou het net jy het 'n lyn, pappa. As hy lyn getrek word, is dit Kubai. En hy gaan hierdie goed beheer. En met die geld wat Venezuela kry uit die olie uit, gaan hulle nou net by Amerika koop. Blaasinstrumente, voertuie, you name it. Dis natuurlik 'n beheerde ding, totaal en alle beheerde ding. Dan het jy die feit dat Trump se ander woordvoerder, 'n kongresman, gesê het, hulle gaan nie stop by Venezuela nie. Hulle gaan Cuba, Nicaragua en Colombia presies dieselfde hanteer, soos wat hulle Venezuela gehanteer het. En hulle beklemtoon die feit dat Cuba is so platgeslaan al, die demokrasie daar het al so plat geval al, dat Cuba het 'n nuwe regering nodig. Die mense daar sukkel, verskriklik. Maar nie goeiemôre. En dis 'n waarheid. Colombia, Venezuela, Mexico, daardie lande is die lande wat die meeste dwelms na die VSA en na die buitewêreld uitvoer. En dit het begin met Engeland in China. Diegene wat 'n bietjie geskiedenis ken, goeiemôre Andrew, sal weet van die Poppy Wars wat plaasgevind het in China. Baie, baie jare gelede. En die mense wat betrokke daarby was die elite van Engeland. Selfs die koningshuis was betrokke by die heroïne en kokaine goeders. So hierdie is 'n ongoing thing, dit is 'n ding wat nie sommer net so plat gevee gaan word nie, maar Trump gaan dit probeer doen. Jy sien so, ek glo persoonlik op hierdie stadium, van hoe ek die nuus lees, is dat Trump speel albei kante van die draad. Dis wat ek glo. Daar het Trump nou vir Netanyahu die groen lig gegee om vir Hezbollah aan te val in Lebanon. Gaza is nou uitgesorteer. Die wêreld spoel hulle monde uit oor Gaza. Gaza. Nee, Gaza is nou uitgesorteer. Israel beheer nou vir Gaza, hulle gaan Gaza opbou, Trump gaan sy hotelle daar bou, en dit gaan die beginpunt wees van 'n kanaal na die see toe, wat hulle deur daardie geweste gaan bou. Dit gaan alles nog kom. As jy nog 10 jaar lewe van nou af, dan sal jy van hierdie goed sien. Maar jy gaan dit nie sien as ons toelaat dat iets moet gebeur in die wêreld soos wat die finansiële minister van Indië nou kwyt geraak het nie. Hy het gesê, en ek wil net my woorde reg kies hierson. Hy sê daar is 'n groter bespreking wat moet plaasvind, wat moet gehou word. En dit is dat die wêreld 'n globale orde nodig het. Hulle bly dit push. Hulle gaan nie daarmee ophou nie. Jy sien, dit is graag wat die duiwel wil hê. Maar ons, wel die duiwel en baie van ons Christene mislees die skrif. Die skrif sê in die boek Openbaring dat die hele wêreld treur aan agter die draak. Die hele wêreld treur aan agter die draak. Wanneer die skrywers altyd gepraat het van die hele wêreld, het hy gepraat van sy omgewing. Sy omgewing. Nou Johannes, toe hy hierdie goed geskryf het, het hy gepraat van sy omgewing. En waar was Johannes toe hy die boek Openbaring ontvang het? Hy was op die eiland van Patmos. In die Mediterraanse See. Wat is om hom? Die noorde van Afrika, die begin van die ooste en Europa.
Die hele wêreld tree agter hierdie draak aan wat geval het. Nee, die hele wêreld tree nie agter hom aan nie. Ons tree nie agter hom aan nie. En ons weier 'n wêreldorde. Ons sal dit nie aanvaar nie. Ons is soewerein. Soewerein deur God gemaak, soewerein gekies om te heers. Ons aanvaar dit nie. Punt. Verder in Amerika, Marco Rubio het as gevolg van Trump het hulle die opdrag gegee om van 66, soos Marco Rubio dit sê, hy noem dit useless organisasies te onttrek. So Trump het Amerikaanse fondse onttrek van nog 66 maatskappye, organisasies, goed wat climate change probeer bevorder, die populasiebekamping probeer bevorder, en sulke goed. Trump het sy ondersteuning van dit onttrek. Pedro, goeiemôre. Dis hoekom ek sê, ons weet nie altyd aan watter kant van die draad hierdie ou sit nie. Daar het 'n kongresman in Amerika gesê, die wêreld moet wakker word. Hy sê die wêreld word bestuur deur olie, steenkool en gas. Die wêreld word bestuur deur olie, steenkool en gas. Hy sê die bou van kernkragsentrales, windturbineplase en groot solarplase kan nie gedoen word sonder olie, steenkool en gas nie. Daar sê hulle dit nou reguit. En dis 'n waarheid. Wanneer ons oorneem en ons gaan, dan gaan ons kyk wat is die beste, die koste-effektiefste manier van krag te genereer, sonder om ons landskappe te verwoes en lelik te maak en dies meer. Dolf, goeiemôre. Waar het ek 'n ander ding gemerk? Hierso. Ja, dit gaan ek nou bykom. Maar soos wat ons die Venezuela storie het, aan die een kant van die draad, het jy ook die ICE storie. Weet julle ken vir ICE. ICE is besig om al daardie onwettige immigrante bymekaar te maak en uit die land uit te deporteer. Nou 'n vroue betoger in Minneapolis. Ek moet miskien sê op 'n Amerikaanse aksent, dan kan ek dit uitkry. Betoger in Minneapolis. 'n vroue betoger, Renee Good, het probeer om 'n ICE-agent om te ry. Sy het hom misgery, ek dink sy het hom net gevang, as ek kyk na al die video's. Maar om homself te verdedig, het hy toe sy pistool uitgepluk en hy het haar doodgeskiet. Klaar. Jy sien, as jy wil stupid wees, dan moet jy dit verwag. 'n ander ou het 'n ICE-agent gestamp, dus skiet hy hom met 'n peppersproei in die gesig, vol, promptheid, boom. Vol. En die Minneapolis se burgemeester het gesê dat ICE moet uit Minneapolis uitkom. Anders is daar groter moeilikheid. Trump gaan vir hierdie ouens opvoeter in daai state. Hy gaan hulle opvoeter. Maar as jy wil protesaksies loods teen wettige dinge om geruimthede uit te vee, en jy staan in die pad, dan gaan jy uitgehaal word. Dis dieselfde wat hier gaan plaasvind. Dieselfde. Ons onwettige immigrante, Nigeriërs, sê nou Suid-Afrika moet hulle kompenseer as Suid-Afrika wil hê hulle moet teruggaan na hulle eie land toe. Ons gaan hierdie houtstukke 14 dae gee om te hardloop. Of hulle is dood. Klaar. Wanneer jy oorneem, moet jy met 'n groot stok oorneem en die huis skoonmaak, behoorlik. As jy van vooraf wil begin. Jy moet behoorlik skoonmaak. Daar's 'n Somaliër, waar het ek hy berig? Hierso. Bedford View, Johannesburg.
'n Somaliër is doodgeskiet in 'n heat. Dis wat hierdie mense oorbring hierdie kant toe. Hulle bring hulle dwelms, hulle bring hulle prostitusie, hulle bring hulle pedofiel, hulle bring hulle kindersmokkelary, hulle sangomas, hulle gemors, hulle bring dit hierdie kant toe. En hulle wil hierdie land, wat God vir ons gegee het, verander in 'n varkhok. Hy sal klaar, 99% 'n varkhok. Miskien moet ons wag vir die 100%, voordat ons kan terugslaan. Want mense word eenvoudig net nie wakker nie. Trump wil nou vir die mense van Groenland elkeen 10.000 tot 100.000 US gee, om 'n referendum te hou om te secesseer weg te breek van Denemarke af. Trump gaan Groenland vat op enige manier wat hy kan. Denemarke het nou vir Frankryk en vir Duitsland gevra om soldate Groenland toe te stuur om hulle te help om Groenland te verdedig teen die FSA weermag. Andrew, ons probleem in Suid-Afrika is wel dit. Dis wel dit, maar ook kanker, EFF, MK en ander tipes wat hier bly. Is net so 'n groot probleem. Ons ander groot probleem, wat ook hier bly, is ons ver regse boere. Is nog 'n kanker, is nog 'n probleem. Hulle wat dink net wit mense gaan hemel toe. Nog 'n kanker, nog 'n probleem. Ons het al hierdie probleme. En dit gaan met stukkie vir stukkie uitgesorteer word, reggemaak word, oorgedoen word. Ek gaan nou vir julle iets interessants sê. Wat het ek nog? O ja, China het natuurlik weer die FSA verdoem vir die onwettige herleiding van olie na Washington toe. En Erdogan van Turkye sê, hy weet nie waar die storie vandaan kom, dat Maduro asiel in Turkye gaan kry nie. Hy sê, hy weet niks daarvan af nie. Maar Trump weet iets daarvan af. Koos, goeiemôre. Trump weet iets daarvan af. Iran, interessante ding het in Iran ook gebeur. Ek dink dat Donald Trump is lus vir Iran. Hoor julle wat ek vir julle sê? Ek dink hy is lus vir Iran. Iran het 'n blackout gehad, gister of eergister, van hulle internet. 5% was aan van die internet. Iran protesteerders het grootskaals te velde getrek teen hulle regime daarso. Daar was grootskaalse protesaksies gewees. Dit het genoodsaak dat Donald Trump gesê het, as enige protesteerder of as protesteerders beseer word deur die weermag van Iran en deur die Ayatollah Khomeini se mense, gaan hy wat Trump is vir Iran so hard slaan, hulle sal nooit weer opstaan nie. Wel, hy het vir Netanyahu opdrag gegee om vir Lebanon aan te val en vir Hezbollah uit te haal. Wat gaan hy doen? Gaan hy net eers konsentreer op Colombia, Cuba, Nicaragua, daai goed uitsorteer, en dan gaan sorteer hy vir Iran uit. Interessante tye. 24 Februarie gaan hy die State of the Union Address gee. 24 Februarie. State of the Union Address, waar hy nou vir die Amerikaners gaan vertel hoe goed hy is. Wie soek so 'n leier? Ek soek nie so 'n leier. 'n Leier moet kan dien, sonder om dit wat hy gedoen het te propageer aan die wêreld. Wat ons propageer in die wêreld deur die Federale Alliansie op hierdie stadium is wat ons doen om by daai punte kan kom. Daar's 'n belangrike verskil. Kom ons kyk 'n bietjie. Trump het 'n baie interessante ding gesê. En hy het, ek het dit hier gemerk, ek dink hy het 'n president geskep wat dit aanbetref. Hy het gesê, hy het nie die internasionale wet nodig om te doen wat hy wil doen nie. Hy het 'n morele kompas. Hoor julle mooi na daai woorde. Hy, wat Trump is,
het nie die internasionale wet nodig om te doen wat hy wil doen nie, of moet doen nie. Hy het 'n morele kompas. Nou, as hy dit kan sê, dan kan ander dit sê. Dan kan ons dit sê. Ons het nie die wetlike sesseringsproses nodig nie, want ons het 'n morele kompas. En dit is ons morele kompas wat ons gebring het tot by hierdie punt toe in elk geval. Kom ons fokus gou 'n bietjie op Suid-Afrika. En Kaapse raadslid sê die fokus op die moord van Karen van Aart deur die media is net omdat sy wit is. Verstaan julle die rassistiese mentaliteit? Is net omdat sy wit is. Die kanker moet nou geld insamel vir hulle politieke optredes om te kyk dat hulle die munisipaliteite kan behou met stemdag. Hulle eie lede is besig om teen die DA, die Vryheidsfront Plus en al die ander groepe uit te vaar. En om goed te sê soos byvoorbeeld Oranje moet verpletter word, uitgewis word. Solidariteit en AfriForum moet as terroriste organisasies verklaar word. Goeiemôre Andre. Dis al die goed wat hulle sê. So daar is nou weer 'n opstokery wat stadig maar seker begin plaasvind onder hulle geleedere. Dit is tyd, mense, om 'n groot stok te vat. 'n Groot stok te vat. Maak nie saak wat dit kos nie. En om hierdie hele storie uit te sorteer. Dit is tyd. Jamestown, weet jy of julle daai video gesien het nie? 'n Hele kantoorblok, 'n wit dame, ontvangsdame, het daar gesit, en gesien hoe tussen 10 en 15 swartes daar instorm, al haar goed afruk, haar laptops, haar fone, haar goed, net uit die kantore uitsteel. En dan gooi hulle nog vir haar met goed ook. Daar's hierdie kern Afrika, wat opgesweep is, wat wit mense haat, wat nie eens weet hoekom hulle wit mense haat nie, maar hulle haat wit mense. Omdat hulle te pateties is om hulle eie goed te bou. Hulle is net verbruikers, hulle is nie produseerders nie. Ons is op die randjie van 'n ineenstorting wat die wit volk aanbetref in Suid-Afrika. Ons sal moet vinger trek. Ons sal moet. In die Kaap het jeug 'n Uber-drywer in Helder oordag besteel. In die kar ingesit. Dis maar ek noem net 'n paar van die goedjies wat plaasvind. Dis wat gebeur. Hulle spring nou in. Die lady het 'n gun. En die Uber-drywer, het lyk soos 'n Indiër Pakistani tipe ou. Moet net nie my selfoon vat, die vat al die goed. Hulle ruk alles. Gryp en hardloop. Geen beheer nie. Geen moraliteit nie. Geen. Daai situasie wat in Bryanston, ek het julle daai Bryanston geval vertel van daai geval. Die ou wat hierdie Bryanston mense ruk vir geld op die stuk grond is gearresteer. Uit sy mooi Mercedes uit. Hy is gearresteer, hierdie flippenhout kop. Hier is 'n interessante ding. Omal Emmertjie word die 23ste van die maand kry hy die hofuitslag oor sy skietery en goed. Hy moet die 23ste daar, ek dink is aan die Oos-Kaap moet hy wees. Dis 'n baie interessante ding, want ek sien seker goed as raak. Ons het ons eerste groot vergadering hierdie jaar op die 23ste Januarie. Hy is in die hof op die 23ste Januarie. Die twee teenoorgestelde Noord en Suid. Die twee pole aan die verskillende kante van die draad. Een is in die hof, een nou vergadering. Dis hoekom ek dit noem.
Dan wil ons net sê, ons staan saam met al die mense wat dan weer deur die groot brande en goed gaan daar, Gordons Bay, Gans Bay, Stanford, goeiemôre Lenet, al daai areas. Dankie Lenet vir daai alliansiegelde, betaling wat jy gemaak het, baie dankie vir die ledegelde. Baie dankie vir die mense wat regtig doen wat hulle sê. Baie dankie. Waar was ek nog gewees? Oor die brande, né? Mense, jy kan politiek beklei en jy kan al hierdie goed beklei, maar dan het jy nog steeds die natuur wat ook daar buite is. En Vader gebruik vloede, reën, brande, you name it, om skoon te maak. Hy doen dit. En hy maak skoon. Hy het net 'n manier van dinge doen, wat ons nie van weet nie, wat ons nie ken nie. Dit is Vader. Nou toe. Dis Vrydag, my goed kom baie mooi aan. Inteendeel, ek het 'n flippend maagseer ontwikkel gisterand, nee. En al wat in my kop was, die hele verdomde aand, was die toep en ek kon eenvoudig nie slaap nie. Ek het al reuse vordering gemaak. Maar ek is nie klaar nie, ek is nog 'n eind om te gaan. En ek het nou vandag ander dinge om te doen. Ek moet deurgaan bietjie suid ry vandag. So 250 km. En dan weer terugkom selfde dag. So dit is wat ek moet doen. En dis maar deel van alles. Deel van ons goed, deel van ons samesprekings, deel van ons vertroue, deel van ons alles. Nee, deel van ons vertroue in die Here en dies meer. So ons doen wat ons moet doen. Koffie met brood. Jy's 'n vryburger. Wees 'n vryburger. Dan is jy 'n boer, soos ek. 'n Boer-Afrikaner. Afrikaner. Engelsman. Skot. Ier. Bottergees. Wat ook al jy wil wees. Maar eers moet jy 'n vryburger wees. En verstaan dat jy soewerein is in God se oë. Hy het jou so geskape. Jy is soewerein. En hy het vir jou soewereine grondgebied gegee. Jou eie grondgebied. Ons moet net saam staan en ons land terugvat en vir die gee wat hulle gehad het en ons hou wat ons gehad het. En dan moet ons dit net beheer. Dis al. Klink eenvoudig, dis 'n groot proses, maar dit kan gedoen word. En ons doen dit stadig maar seker. En finaal 'n woordjie, julle weet mos. Saam met God maak eendrag mag. Daar's nie 'n ander manier nie. Elke dag voor hom, in sy kantoor, besig om met hom te praat oor al hierdie dinge wat plaasvind, sodat hy vir ons kan lei, want sy wil moet geskied. En ons eer hom daarvoor in Jesus naam. Baie mooi dag, baie mooi naweek, as die Here se wil is, praat ons weer maandagoggend. En julle het nou gesien al hierdie goed wat net gebeur het in 2 dae. Wie weet wat in 2 dae, 3 dae kan gebeur. Wie weet. Interessante tye. Alles wat mooi is.